1 Petrus 1 van vers 13 af. Daarom, omgord die lendene van julle verstand, en deur nugter op te tree, hoop volkome op die genade, wat tydens die openbaring van Jesus Christus vir julle gebring sal word. As gehoorsame kinders moet julle nie lewe in ooreenstemming met julle natuurlike begeertes van vroeër, toe julle nog sonder kennis was nie. Inteendeel, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle in julle lewenswandel heilig wees. Daarom staan daar geskryf, wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom, wat nie volgens die uiterlike oordeel nie, maar ooreenkomstig elkeen se optrede wel as Vader aanroep, tree dan met ontzag op in die tyd van julle vreemdelingskap. Julle weet tog dat julle nie met iets verganklik soos silwer of goud losgekoop is uit julle sinlose leefwyse, wat deur julle voorvaders aan julle oorgelewer is nie, maar dat julle losgekoop is met die kosbare bloed van Jesus, hy wat soos 'n lam is, vlekloos en sonder liggaamsgebrek. Hy is wel vooraf geken, voor die grondlegging van die wêreld. Hy is egter eers in hierdie eindtyd geopenbaar terwille van julle, wat deur hom glo in God, wat hom uit die dood opgewek en heerlikheid aan hom gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig, omdat julle innerlike in gehoorsaamheid aan die waarheid tot die ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar innig met rein harte lief hê. Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, wat deur die lewende en blywende woord van God, want elke mens is soos gras, en al sy pragt soos 'n veldblom. Die gras verdroog en die blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die evangeliewoord wat aan julle verkondig is. Tot sover. Ons tema vanoggend geroep tot 'n heilige lewe, en ons kyk in die besonder na vers 15 en 16. Net jy moet raak sien, die teendeel hier. Kom ons lees van vers 14 af. As gehoorsame kinders moet julle nie lewe in ooreenstemming met julle natuurlike begeertes van vroeër, toe julle sonder kennis was nie. Met ander woorde, vroeër, toe julle nie die Here geleer ken het nie. En dis baie relevant, want die teks begin Petrus met omgord jou gedagtes. Ons gaan nou kyk na wat dit beteken. So, voor julle die Here geken het julle op 'n sekere manier geleef. Julle moenie meer so leef nie, sê hy. Hy sê, inteendeel, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel heilig wees. En daarom staan daar geskryf, dit wat ons nou gelees het uit Levitikus, wees heilig, want ek is heilig. Wanneer jy die woord heiligheid hoor, wat is die eerste ding wat in jou kop opkom? Miskien sê jy, vir my om heilig te leef, moet ek mense help, ek moet uitreik na mense wat swaar kry, ek moet allerhande morele kodes in my lewe inbou en seker maak, ek doen hierdie en daardie dinge op presies die regte manier, sodat ek in dit kan heiligheid kry. Moenie verkeerd verstaan nie, heiligheid staan nie los van moraliteit nie, maar dis nie al wat dit is nie. Dis die ding. Ons kan nie heiligheid reduseer. Al die kinders onder 12 is weg, so nou kan ek woorde soos reduseer gebruik, nee. Ons kan nie heiligheid reduseer tot iets waarin ek net 'n paar goed nakom en ek is reg met die Here, ek is heilig. Ek kan aan myself dink as die heilige Reinhard. Dis nie wat heiligheid heeltemal is nie. Die Here roep ons in hierdie gedeelte deur Petrus om 'n heilige lewenswandel te leef, maar ons moet verstaan wat 'n heilige lewenswandel is. Heiligheid is baie meer as bloot goeie gedrag. Die probleem wat jy moet raak sien van die realiteit dat ons as mense baie keer heiligheid iets maak wat binne in ons dade opgesluit lê, is dat jy op 'n permanente basis teleurgesteld in jouself gaan leef. Dink daaroor. As jy heeltyd gaan probeer om jou heiligheid te soek in wat jy reg kry, gaan jy elke keer wat jy dit nie reg kry nie,
teleurgestel staan voor jou eie geloof, jou karakter, jou persoonlikheid, jou omstandighede, alles van jou. Gaan jy moedeloos mee raak? Wie van julle het al moedeloos geraak met jouself? Ek. Want ons soek ons heiligheid in die dinge wat ons reg kry of nie reg kry nie. So dit beteken nie, ons lewe 'n lewe waar ons sê, ag ons kan maar enigiets doen nie. Paulus skryf baie sterk daar teen in Romeine, hy sê, kan ons maar ander sonde doen sodat die genade kan toeneem? Sê hy beslis nie. Hoe kan mense wat dood is vir die sonde daarin bly voortleef, asof daar niks gebeur het in hulle lewe nie? Maar wat is hierdie heiligheid? As ons sê dat hierdie heiligheid is nie bloot goeie gedrag nie, en ons hoor die Here vir ons sê, wees heilig want ek is heilig. Wat beteken dit in ons lewens? 'n Mens moet gaan kyk eers na die konteks van die Ou Testament. Werner, die ding wil nie werk nie. As die Here in die Ou Testament hierdie seremoniële voorskrifte gee vir die volk oor heiligheid, dan word daar gepraat van tafels en stoele en potte en kruike en kanne wat heilig is. Nou, ek het lank oor hierdie ding gedink en vir myself gewonder, as ek nie my kind wat 'n verstand het en kan begryp en al kan skryf en lees, kan leer hoe om heilig te leef nie. Hulle het die natuurlike neiging om onheilig te leef. Hoe gaan ek dit regkry om vir 'n stoel of 'n tafel te leer om moreel te wees of reg te kan leef? So ek kan dood eenvoudig nie op daai manier dink wanneer daar gepraat word oor heiligheid in Levitikus en daar gepraat word oor al hierdie goeters wat heilig is voor die Here nie. Dit moet tog iets anders beteken, want anders maak dit geensins sin nie. Wat maak dit dan heilig? Wanneer jy gaan kyk na die Ou Testament, en jy gaan kyk na die seremoniële wette, en jy gaan kyk na al die dinge wat rondom dit gebeur, dan sien jy, die rede hoekom iets heilig genoem is omdat dit afgesonder was vir die Here. Om te sê, hierdie tafel, hierdie stoel, dit behoort aan die diens van die Here. Dit word nie vir ander goed gebruik nie. Dit word gebruik om die Here mee te verheerlik. En dit bring ons by die hart van heiligheid, geliefdes. Dat om heilig te wees, beteken in die heel eerste plek, ek is toegewyd aan die Here. Ons vind in elk geval nie heiligheid in ons dade, of in die dinge wat ons reg kry of nie reg kry nie. Ons heiligheid, ons gaan later meer daaroor praat, lê alleen opgesluit in die volmaakte heiligheid van die lam, vlekkelose lam waarvan ons gelees het, wat geslag is en in ons plek vir ons die heiligheid verwerf het. So heiligheid het in anyway nog nooit gelê in wat jy reg kry of nie reg kry nie. Ons gaan nou uit daai heilig raak, gaan probeer om op 'n heilige manier te leef, maar die wese van heiligheid is, ek behoort nie meer aan myself nie. En nou moet ons eerlik wees met mekaar. Wie van ons leef met hierdie ingesteldheid en mentaliteit om te sê, ek behoort nie meer aan myself nie. My kinders behoort nie meer aan my nie. Dis my kinders, ja, maar dit behoort aan die Here. As ek oorweeg, hoe gaan ek my geld spandeer? Of hoe gaan ek my kind grootmaak? Of hoe gaan ek my vrou behandel? Is die heel eerste vraag, die grondslagvraag, die fondasie uitgangspunt, beweegrigting om te sê, hierdie goed en ek behoort aan die Here. Dis toegewy aan hom, baie dankie. So die dieper vraag hier is, aan wie behoort jy? En om te kan sê ek behoort aan die Here, is waar die kern van heiligheid saamgevat word. Maar nou dit praktiese implikasies. Ons moet onthou, dat jy kan 'n redelike morele mens wees, sonder om die Here lief te hê. Sonder om enigsins 'n verhouding met die Here te hê, kan jy redelik kerklik betrokke wees. Jy kan goeie goed gaan doen daar buite. Jy kan op uitreike gaan en mense gaan help. Selfs mense wat nie glo nie, as jy hulle vra oor lewe en moraliteit, sal hulle sê, ja, dit is goed om 'n morele mens te wees. Ons moet mekaar se lewens beskerm. Ons moet ander mense help. Dit is goed om so te wees. Maar die kern, weer eens, gaan nie oor, ek is 'n morele mens,
en ek slaag in die uitleef van morele kodes nie, maar ek doen hierdie dinge want ek behoort aan die Here. Kom het jy vanoggend kerk toe gekom? Is jy bang ek beklei met jou oor jou kind nie in die kateksasie is nie? Of het jy gehoor as nagmaal? Of het jy gehoor voor die kids gaan gratis sweets uitdeel? Het jy gedink, ek is nie lus vir daai skuldgevoel wat ek gaan voel as ek nie kerk toe gegaan het nie. Kan nie met dit bear nie. Ek is nie lus vir die skuldgevoel van dit nie. Of het jy gekom as 'n verklaring, ek behoort aan die Here. Ek volg Jesus se plan, kode vir my lewe. Daarom is ek hier, want hy het my geroep om hier te wees. Julle sê, dit is vir my so lekker, as en ek's nou nie 'n ou wat deftig kerkklere aantrek nie, nee. Ek sou wou, maar ek het nie meer baadjies wat vir my pas nie. Maar as ek nou Sondag kerk toe ry, jy kan mos nou sien iemand so pad kerk toe, hulle het 'n knoophemp aan, niemand gaan spur toe met 'n knoophempie, dis weird, nee. Okay. So ek ry kerk toe, en ek ry verby die mense wat draf en fiets ry, en dis vir my so lekker. Jy kan sien, hulle sien jy gaan kerk toe, en hulle kyk vinnig weg, en hulle gaan nie. Ek behoort aan die Here. Dis hoekom ek op pad is waarheen ek op pad is. En nou moet ek besef, wanneer ek hierdie ding sê, ek behoort aan die Here want Jesus het my gekoop, dan raak heiligheid my hele lewe. Want dis die ander fout wat ons as mense maak. Ons kompartmentaliseer ons lewens. Sê, hierso is my vrye tyd, hierso is my gesin, hier's my werk en my geld, hierso is my stokpertjies, en hierso is die kerk. Ek kompartmentaliseer dit. So, ek sit bietjie hier in die kerk in, my stokpertjies, ons as mans veral, ons is hier skuldig, ons sit vrek baie daarin, en dan troos ons vrou in hierdie kompartement nie, maar ons is nog lief vir haar, al is ons heeltyd besig met ander goed, ons deel ons lewens so op, in klomp verskillende goeders, en al daai goeders bestaan as sy eie entiteit. Is dit 'n lewe wat sê, ek en alles van my behoort aan die Here? Nee. Om te sê ek wy myself, ek leef 'n heilige lewe, dis so doodeenvoudig, soos om te sê, my stokpertjies, en my huwelik, en my kinders, en my geld, en alles wat ek is, behoort aan die Here. En nou hoe ek dit nou gaan hanteer en gebruik, wil ek vir die Here gaan vra, hoe doen ek dit? En dis hoekom Petrus begin het met, omgord jou gedagtes, ons gaan nou daarby kom. In ander woorde, ek wil vir die Here gaan vra, Here, wat is u wysheid oor hierdie ding in my lewe? Hoe doen ek dit? Hoe gebruik ek hierdie tyd van my? Hoe leef ek hierdie gawes van my uit? Hoe sit ek al hierdie kompartemente in een kompartement wat sê al hierdie goed behoort aan die Here, dis syne, is nie myne nie. Hy het dit vir my gegee en ek wil hom daarmee verheerlik. So heiligheid moet ons hele lewe raak. Die Here sê vir jou in hierdie gedeelte, as jy vrygekoop is in die bloed van Jesus, is jy behoort aan my. Dis nie meer jou eie eiendom nie. En weet julle hoe wonderlik is dit? Ons behoort aan die Here en ons lewe loop uit op lewe. En dit verander alles. Dit verander hoe ons werk, dit verander hoe ons selfs ons moeilike situasies benader. Dit verander selfs hoe ek kla. Want ons almal kla so 'n bietjie nou en dan, maar dit is soos, julle, my rug was seer hierdie week, maar ek is so bly dit gaan beter. Prys die Here. Nee, daar's medisy. Nie, gaan doodgaan nie, weet. Dit verander elke liewe ding. Daar's nie 'n plek in my lewe waar daar 'n bordjie hang wat sê privaat. Hiertoe het God en sy kerk geen toegang nie. Want dit is nie net 'n kompartement van my lewe wat behoort het aan God en sy roeping vir my lewe nie. Dis die geheel van my lewe. Ek lewe vir hom. Daarom is alles oop vir hom. En hier begin ons nou by die gedeelte wat sê heiligheid begin ook in jou verstand. Hoe groei ons as mense wat hierdie heilige lewe, toegewyde lewe? Hoe leer ek om myself meer toe te wy? Ek leer dit deur by die Here self te leer. Ons gaan nou verwys na Johannes 17. Jesus het hierdie pragtige gebed in Johannes 17 waar hy bid kort voor sy kruisiging, bid vir sy disippels.
En hy bid hierdie wonderlike ding, dis waar ons gaan aandag gee, Vader, heilig my. Jesus bid, Vader, heilig my. Nee, Vader, heilig my. Hy bid dit. Maar hy bid ook baie ruim daaroor, dat hy soveel moeite gedoen het om hierdie mense te leer. Gaan lees dit, hy sê, Vader, nou dat hulle weet wat u wil is, die wil wat u aan my bekend gemaak het, wat ek aan hulle bekend gemaak het. En ons sien hoe belangrik is leer vir Jesus. Kyk waarmee begin sy lewe, hy werk sistematies, Jesus was slim, Jesus het 'n plan gehad, hy het nie net lukraak gewerk sonder orde nie, hy het 'n ordereëling in sy lewe gevolg. En kyk, hy word versoek in die woestyn, wat gebeur na sy versoeking? Hy gee die inleiding vir sy eerste preek. Baie mense was eintlik al verontwaardig deur 'n ding wat ek een keer gedoen het om te sê, hoor julle, ek preek nou so bietjie, nou gaan ons hier buite in stalletjies rondloop, dat julle kan sien waar kan julle in die kerk betrokke raak. Hoe kan jy die prediking onderbreek vir so iets? Jesus het dit ook gedoen, weet jy? Gaan kyk maar in Matteus 4, dan begin hy 'n preek, hy sê, bekeer julle want die koninkryk het naby gekom. Nou, ons sit nou hier in retrospek en dink, ag, dis maklik om te verstaan, ons weet wat bedoel Jesus met bekeer jou want die koninkryk het naby gekom. Dink julle daai eerste mense het 'n koek en kloe gehad wat dit beteken wat hy sê? Nee, hulle het nie. Bekeer julle want die koninkryk het naby, dan stop Jesus eers. Hy sê, wow, ek gaan nou verder preek. En wat doen hy? Hy gaan roep disciples. Hy sê vir mense, kom volg my. Hoekom? Nadat hy die mense hom gevolg, nou die vraag, hoekom antwoord, nadat hy die mense hom begin volg het, dan begin Jesus met die groot preek van Jesus, die bergpreek, Matteus 5 tot 7. So bekeer julle want die koninkryk het naby gekom, wow, kom ons stop, volg my, en dan, kom ek verduidelik vir julle wat beteken bekeer jou want die koninkryk het naby gekom. Dis hoe daai preek van Jesus werk en in mekaar steek. Maar hoekom roep hy hulle? Hy sê vir hulle in Johannes 14, ek sal my Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, naamlik die Heilige Gees, en hy sal julle herinner aan alles wat ek vir julle geleer het. Dan skryf Johannes, dis so intensief gewees in die teologiese skool van Jesus Christus, dat as ons alles moes neerskryf wat hy vir ons geleer het en wat hy gedoen het, sou die wêreld nie genoeg plek gehad het vir al die boeke nie. Wie van julle is bly was nog nooit in so 'n skool nie? Nee. Die wêreld nie genoeg plek gehad het vir al die boeke van alles wat jy dag en nag moes leer vir 3 of 4 jaar lank. Dit was intens. Jesus trein mense en dis wat hy met jou wil regkry. As hy vir jou sê, leef heilig en groei in jou heiligheid, dan sê hy, ek het nodig dat jy tyd aan my toewy waarin ek jou kan oplei. Waarin ek met jou kan besig wees, waar ek jou gedagtes kan shape en mold en vou en vorm op die manier wat ek wil hê dit moet wees. En dit doen ek deur die kennis van myself, die openbaring van myself wat ek oordra aan jou. Dis die metode waardeur dit gebeur. Dis hoekom ons vat 'n vers soos Romeine 12 vers 2, laat God jou hele lewe verander deur wat te doen, jou denke te vernuwe. Filippense 4 waar die Here sê, alles wat waar is, alles wat reg is, alles wat edel is, alles wat goed en prysenswaardig is, daarop moet julle julle gedagtes rig. Of Jesus in Johannes 15 vers 4 waar hy sê, julle sal reeds reg gesnoei deur my woorde wat julle gehoor het. Of Romeine 10 wat ons nou aangehaal het, vers 17, geloof, heiligheid, kom deur die gehoor en dit wat ons hoor is wat? Die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus. So hoe groei ek in heiligheid? Mense vra dit baie vir dominees. Hoe raak ek meer heilig? Ek kry dit nie reg. Die eerste vraag is eintlik 'n terugvraag. Hoe besig is jy met die heiligheid van die Here? Dis die vraag. Hoe besig is jy met die heiligheid van die Here? Want dis wat gaan maak dat jy in jou eie heiligheid groei. Dis 'n pragtige beeld waarmee Petrus hier begin. Hy sê, omgord die lendene van julle gedagtes. Nou, vir die van julle wat dit nie weet nie, ons sal nou nogal lag vir daai ouens van daai tyd, maar die mans het rokke gedra, nê. Soos daai ding daar, dis 'n lekker kort rok. Ek dink daai ou het 'n paar keer in die moeilikheid gekom by die priester. Maar hulle het rokke en sandale gedra, en dan as hierdie ou moes hardloop vir iets, dan moet hy die rok optel en hom vasbind met 'n belt. En dan sou hy kon hardloop. Wie van julle, dit was amper, ek het nou amper 'n stupid vraag gevra. Wie van julle het al 'n trourok aangehad? Baie van julle het al. Nee. Maar
jy moet selfs meisiekies reël by jou troue, om hierdie lang ding wat jy hier agter jou aansleep vir jou te dra, nee, want anders raak hy vuil. En so dis moeilik, ons vrouens kan vir ons getuig, jy het nie nou tyd om terug te praat nie, maar wanneer jy nou met jou man kan terugpraat, kan jy vir hom verduidelik, hoe moeilik is dit om met 'n rok te hardloop? Nee, ek dink nie dis moontlik nie, is dit? Ek het nog nooit 'n rok gedra nie, wel nie voor mense nie. Nee, by my bachelors het hulle vir my 'n rok aangetrek, ek onthou dit. Dis onmoontlik, ek meen, jou bene kan nie beweeg nie, jy's vas. So, wat is die beeld hier wat Petrus gebruik? Hy sê, omgord jou lendene, die mense het hulle rokke opgetel, dit vasgebind, want dan het hy die vryheid om te kan hardloop en te kan beweeg. Nou sê hy, doen dit met jou kop. Wat sê hy eintlik vir ons in eenvoudige Afrikaans? Begin net bietjie dink. En waaroor moet jy dink? Dink waaroor jy dink, is wat hy sê. Begin net bietjie dink oor wat jy oordink. En dan dink jy oor dinge wat die Here wil hê jy moet oordink. Dis hoe jy groei in heiligheid. Deur te dink saam met Jesus. Kom, volg my, sê Jesus, ek wil hê jy moet saam met my kom dink. So eenvoudig soos dit. En dis 'n lewenslange proses van dink. Dis hoekom Paulus bid vir gemeente in Filippense, en ek weet ek haal tot vervelends toe baie hierdie teks aan, maar dis so opsomming van hierdie als, sê ek bid dat julle al hoe meer toeneem in fyn begrip en aanvoeling, sodat julle op die dag wanneer Christus kom, kan onderskei, en op die dag wanneer Christus kom, geheel en al in regte verhouding met God die Vader wees. So, wat sê hy? Ek wil hê julle moet dink, en dink, en dink, en nog dink. En oor wat dink ons? Oor dit wat die Here wil hê ons moet oordink, wat hy bekend gemaak het vir ons in sy woord. Dan raak ons gehoorsaam soos kinders. Hy praat van gehoorsame kinders, Petrus, in hierdie gedeelte. Dis nie gehoorsame werknemers of gehoorsame slawe nie. Dis kinders wat hulle pa liefhet, wat hom eer en respekteer en graag vir hom wil luister. Wat doen ons baie keer? Kom ons wees nou maar eerlik met mekaar. Daar's 'n groot verskil tussen gehoorsaamheid wat ons baie keer navolg en ware gehoorsaamheid. Want ons gehoorsaamheid sê baie keer, wat is die minimum wat ek kan doen om nie die reëls te breek nie. My oorlede vriend Dirk Kreer, wat tot 2 jaar terug die predikant was in die Gereformeerde Kerk Valpark en intussen het by die Here tuis gekom het. Hy het altyd gesê, as ons in etiekklasse uitstap, etiek voel soos die wetenskap, waar ons kyk hoe ver kan ons God se grense druk. Ek dink ons is baie van ons meesters in daai wetenskap, om te sê, hoe ver kan ek die grense druk? Wat is die minimum wat ek kan doen? Maar 'n heilige mens sê, hoe eer ek my Vader? Ek's bereid om alles te doen. Ons is amper klaar, ek wil vir julle gou 'n storie vertel. Dis 'n Bybelse storie. Jy kan gaan lees daarvan, ek dink dit is in 2 Samuel 22 of 1 Samuel 22 en in Kronieke iewers ook. Petrus, Dawid is as koning gesalf en nou, julle weet, hy het op baie onstuimige begin in sy koningskap gehad. Saul was baie jaloers op hom, Saul wou hom doodmaak. En as Saul bietjie chill, dan kom die Filistyne en die Filistyne wil hom doodmaak. En Dawid kruip saam met sy krygsmanne, die bestes van sy soldate, weg iewers vir die Filistyne, want die Filistyne het hulle stad ingeneem. En dan is Dawid regtig moedeloos. Nee, hoor, kan jy dink, jy word koning, jy dink, wow, ek gaan koning wees, en nou wil almal jou doodmaak. Nee, en Dawid's regtig moedeloos. En kan ons sê, hy is siek en sat vir hierdie situasie. En dan maak hy 'n uitspraak, hy sê, hoe wonderlik sal dit wees as ek net so bietjie van die water van Bethlehem se put kan drink. Kan nou nie presies die put se naam onthou nie, julle kan gaan lees daarvan. Hy sê, dit sal so great wees. Dan gaan 3 van hierdie soldate van hom en hulle infiltreer die Filistyne. En hulle werk hulle self deur die Filistyne se linies. Hulle gaan sel hulle lewe in gevaar. Hulle gaan skep 'n kruik water. Weet, in retrospek vir ons klink dit, hoe stupid was hierdie ouens? Nee.
Hulle gaan skep 'n kruik water en hulle fight weer uit die Filistyne uit. En die Filistyne was so confused oor wat doen hierdie ouens? Nee. Hulle fight weer uit die woestyne, uit die Filistyne uit en hulle kom by Dawid en hulle gee hom die kruik water. Wat wou hulle doen? Hulle wou net hulle heerser, want hy was hulle koning, happy maak. Hulle wou hom net tevrede stel, dis al wat hulle gedoen het. Dan sê Dawid, hulle het hulle lewe gewaag vir dit. Here, ek wy ook hierdie water aan u en hy gooi dit op die grond uit. Hy vat nie 'n sluk nie. Want wat is die ding hierso? Dawid is gewy aan die Here soos hierdie manne gewy is aan hom. Dis mense wat nie vra wat is die minimum wat ek kan doen nie, maar wat kan ek nog doen? Wat kan ek nog gee sodat die Here verheerlik is, want ek is toegewy aan hom. En ons kan kyk na die voorbeeld van Jesus. Ek moes daai nou al gedoen het. Ons kan kyk na die voorbeeld van Jesus. Jy sal sien is 'n kruis met 'n pyl, want Jesus gee die rigting. In Johannes 17 dan bid Jesus, Vader, heilig my. Hy is die heilige lam. Is dit nodig dat Jesus geheilig moes word? Nee, so wat bid hy? As hy wat heilig is, bid heilig my. Wat bid hy? Vader, wy my toe, is wat hy sê. Wy my toe. En hoe loop daai toewyding toe uit? Jesus gaan gee sy lewe aan die kruis, sodat ek en jy in hom kan leef. Sodat ek en jy vandag vir mekaar kan sê, wanneer jy oorweeg, wat doen jy met jou lewe, en nie kompartemente van jou lewe nie, met jou hele lewe, wat doen jy daarmee? Om te sê, jy is duur gekoop, en ek wy my aan die Here. Ek behoort nie aan myself nie. Ek behoort nie aan die wêreld nie. Ek behoort nie aan mense se sienings en opinies van my nie. Ek behoort nie aan die paradigmas wat in hierdie wêreld bestaan van wat vroom en goed is nie. Behoort aan God deur Jesus Christus. En daarom wy ek my hele lewe aan hom. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here Jesus, ons loof en ons prys U dat U so toegewy het, dat ons in U toewyding lewe gekry het. U het die lewe gegee sodat dooie mense in U kan leef. Sodat ons as mense wat sukkel met ons sondes, wat val, vandag hier kan sit en sê, maar ons heiligheid lê nie in die dinge wat ons reg of verkeerd gedoen het nie, maar in Jesus ons Here. En dat ons nou kan vorentoe werk, om in daardie heiligheid te groei deur te sê, alles van wie ons is en wat ons het behoort net aan U. Ons is aan U toegewy. Wy ons toe, Here. Gee dat ons gee, oorgee en U verheerlik in Jesus se naam. Amen.